Welkom by Radio Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê, die hele skrif is deur God geasem. En op hierdie gereformeerde potgooi wil ons vanuit die skrif leer, weerlê, regwys en onderrig, sodat God se mense volkome voorberei toegerus sal wees vir elke goeie werk. Kyk gerus op scriptura.co.za vir artikels en ons ander potgoeie. Jy kan ons potgooi ook luister vanaf die webblad of op enige potgooi speler soos iTunes. Vandag luister jy na Jaco de Beer en Jonker Venter en ek is julle gasheer en ons sit vandag ons reeks oor eskatologie voort en vandag gesels ons oor die wegraping. Nou, ons gaan nie baie rigiede raamwerk volg in die gesprek nie, ons gaan 'n bietjie gesels oor wat die wegraping is, watter Bybeltekste die mense wat in die wegraping glo of aan die wegraping glo dit dalk baseer en dan die vraag oor wat sê die Bybel regtig en wat sit agter die leer van die wegraping. Nou ouens, ek weet nie wie van julle wil wegval nie, net so 'n bietjie gesels oor wat is die wegraping. Nee, Jaco, as jy nou nie gaan begin nie, sal ek maar. Ons wou saam begin, maar begin jy maar. Alright, dankie man. Nee, kyk, die wegraping is basies kom daarop neer dat God sy volk, die kerk, op 'n sekere tyd onmiddellik sal wegruk. Een oomblik, soos wat die Bybel sê, een oomblik gaan een nog op die land wees en die ander een gaan ewe skielik nie meer daar wees nie en so gaan God al sy uitverkorene kinders dan wegruk sodat hulle saam met hom in die hemel 'n feesmaal kan vier. So dis baie kortliks wat die wegraping behels en dan baseer mense dit gewoonlik op 'n paar tekste in die Nuwe Testament tesame met Openbaring, 'n spesifieke siening oor Openbaring, waar party mense nou net glo in die wederkoms, glo die mense wat in die wegraping glo dat die volk van die Here sal hierdie, kom ons sê, vervolging en verdrukking in die eindtye sal hulle ontsnap, omdat die Here hulle sal wegruk en sodat hulle by die Here kan wees tot in alle ewigheid en dan gebeur daar dan nou sekere dinge wat in plek sal val volgens Openbaring. So dis eers die wegraping en dan is dit die groot verdrukking en eers daarna die wederkoms. Korrek. Jaco, ek weet nie of jy iets wil byvoeg hier nie, voor ek bietjie daarna na Matteus 24 toe gaan nie. Ja, ek dink die model wat baie keer gebruik word om die hele raamwerk te regverdig kom uit Daniël 9 uit wat hulle praat van die 70 weke. En dan daai laaste week is nou die week wat waardeur die groot verdrukking is nou 7 dae en die 7 dae word vergelyk met 7 jaar. En dis waar die groot verdrukking gaan wees. En met ander woorde die wegraping vind plaas voor daai 70ste week van Daniël. En dan waarna die 7 jaar is dan nou die werklike terugkoms en die 1000-jarige vrederyk. Ek dink die kommentaar wat ek net daar wil noem is, ons kan dalk bietjie in detail gesels later daaroor, is dat as ons Daniël se 70 weke lees, Daniël stel dit nie aan ons voor dat daar 'n breek tussen die laaste week is nie, en dat daai week uitgeskuif is na ver in die toekoms nie. Daniël gee vir ons 'n tydlyn van gebeure en dit is meer 'n kontinuïteit wat daar afspeel. En om hierdie ding te regverdig van wegraping, moet die ouens dan daai laaste week van Daniël uitskuif. Maar ons sien nie daai breek in die teks nie. Maar ons kan 'n bietjie later gesels daarin en dan ek dink ook ons sal seker gesels oor 1 Tessalonisense 4 ook wat ook seker een van die hooftekste is waar hulle praat van die Engels praat van to be caught up into the air. En wat daar 'n bietjie aangaan en wat werklik daarin gaan as ons bietjie kyk daarna dan sal ons sien dat dit eintlik glad nie verwys na 'n geheime wegraping. Dit is 'n heel sigbare ding wat daar in Tessalonisense gebeur. Ja, so as dit reg is met julle, kom ons gaan eers na Matteus 24 toe en dan bietjie gesels oor die deel in Daniël en dan daardie deel in 1 Tessalonisense 4 en die begin van 5 is ook nogal belangrik hiervoor. Ek gaan vir ons Matteus 24 saam lees van vers 36 af. Matteus 24 vers 36 tot 44. Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie die engele in die hemel nie en ook nie die Seun nie, net die Vader weet dit. Soos dit in die dae van Noag was, sal dit ook wees by die koms van die Seun van die mens. En daardie dae voor die sonvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Hulle het nie besef wat aan die gang was nie, totdat die sonvloed gekom en hulle almal weggesleer het.
Net so sal dit by die koms van die seun van die mens wees. Dan sal 2 mense op die land werk, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. 2 vroue sal by die meelkoring maal en die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie. Onthou dit, as die huiseienaar geweet het watter tyd van die nag die dief kom, sou hy wag gehou het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie. Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Ek weet nie of een van julle 'n paar gedagtes eers daaroor wil ruil nie? Ek wil graag, jy weet ons sien daar in Matteus 24 sê Jesus dat soos in die dae van Noag sal dit ook wees met die seun van die mens. En ek wil 'n opmerking maak in terme van skrifinterpretasie en hoe jy die skrif gebruik. Want baie mense vat Daniël tereg ook om dan Openbaring beter te verstaan, maar dan is dit asof hulle 'n legkaart in mekaar inpas, 2 tekste wat eeue uit mekaar uit is, en hulle pas hierdie legkaart direk op mekaar toe. Natuurlik weet ons die Heilige Gees is die een wat vir ons al hierdie goed openbaar, wat alles laat opteken het vir ons. So dit is dieselfde Gees wat dieselfde waarheid vir ons gee. Maar dit is eeue uit mekaar uit. Die ouens in Daniël se tyd byvoorbeeld en in Noag se tyd byvoorbeeld het ander omstandighede gehad, hulle het ander toepassings gehad en hulle het basies hierdie eindtyd profeties heeltemal in 'n oorsigtelikheid gesien. Hulle kon nie die volle prentjie sien soos dit nou meer geopenbaar word byvoorbeeld in Openbaring nie. So ek wil eintlik maar 'n waarskuwing rig. As jy wel gebruik maak van Daniël om jou boek Openbaring te probeer help verklaar, dis goed, dis reg, maar jy kan nie direkte tekste teen mekaar afspeel of mekaar so laat aanvul dat dit direk oorgedra word nie. Elkeen moet nog steeds binne in sy konteks sin maak. Ek bedoel, vat byvoorbeeld Daniël se 70 weke of die 3,5 jaar wat nou Openbaring gebeur. Dis nie 'n direkte 'n vergelyking wat ons kan trek of 'n lyn wat mens kan trek nie. Daar's 'n definitiewe brug om gebou te word en mens moet die skrif tot sy reg laat kom deur in elke konteks in ag te neem van elke teks. Ja, dis so belangrik, nê? Om op die einde gaan dit oor die vraag oor hoe lees ek die Bybel, soos jy nou vir ons sê. Dis baie belangrik, want anders gaan ons, en dit is 'n gevaar vir almal, ons eie vooropgestelde idees hê en dan die Bybel in daardie lig probeer lees. Jakob, ek weet nie of jy gedagtes oor Matteus 24 het nie? Ja, Gerry, ek dink, kyk, die gedeelte waarop die wegraping nou gebaseer word, is daai vers 40 waar hy sê, daar sal 2 mense op die veld wees en een sal geneem word en daar sal 2 vroue besig by die meel wees en dan een sal geneem word. Maar ek meen, ons is gereformeerdes, so ons glo in skrif verklaar skrif en ons glo in skrif in konteks. So ek dink ons moet na vers 36 kyk. Die konteks hier verwys na die tyd van Noag. En daarso sê Jesus, dit sal so wees soos in die tyd van Noag. En mense is gewaarsku, hulle is aanhoudend gewaarsku, die dag van die Here gaan kom soos 'n dief in die nag. En toe kom dit, en toe Noag in die ark ingaan en die ark gesluit en dit begin reën, toe sê dit daar, die mense wil, die prentjie het ons nou het, die gewilde prentjies, mense probeer nou maar toe in die ark kom en hulle besef die dinge gebeur nou. Maar toe sê dit dan vers 38 en die vloed het gekom en vers 39, die mense is weggeneem. So as ons daai konteks in ag neem, dan beteken die wat Jesus hier sê, die wat geneem word, is eintlik oordeel. Dis nie die wat agterbly is die regverdiges, dit was Noag. Die wat geneem is die wat gestraf was. So as ons wil sê die wegraping is vir die regverdiges, en ons neem die konteks in ag, dan lyk dit vir my eintlik ons moet sê dat die wat weggeneem word, is die wat in oordeel weggeneem word. En die regverdiges word oorgelaat. En ons moet dit ook sien in die breër raamwerk van Matteus 24. Matteus 24 gaan oor Jerusalem, die vernietiging van Jerusalem. So die mense wat weggevat is die mense wat met die vernietiging van Jerusalem weggevat was. En dit was eerder 'n oordeel. So ek dink die idee dat ons sê die regverdiges word gered deur 'n wegraping, word eintlik hier omgekeer. Dit is eintlik die onregverdiges wat weggesweep word, as ek dit so kan sê. Ja, ek dink iets wat opvallend is, en dit kom baie duidelik in hierdie gedeelte ook uit, en meeste van die ander dele oor die wederkoms ook, in 1 Tessalonisense 5 ook. Ons moet baie mooi kyk oor wie gepraat word en wie dit is wat omkant gevang word.
Kom ons lees die teks net. In daardie dae voor die sonvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou tot op die dag dat Noag in die ark ingaan het. Dis mense wat verhard is teen die Here, mense wat nie glo nie, wat net aangaan asof daar niks is nie, en toe eers te laat besef het wat aan die gebeur is, hulle weggesleer deur die vloed. As mens vers 40 en 42, 41 net so gaan lees, as jy net daai versie so gevat, kan jy nogals lyk, wow, hier word een gevat en 'n ander een nie. Maar as ons in gedagte hou, met wie word hier gepraat? Wat bedoel die Here hier? Die mense wat omkant gevang word, is mense wat maar net lewe asof hy nie bestaan nie. Hulle lewe soos normaalweg en vir hulle gaan die wederkoms skielik en verskriklik wees. Maar vir die gelowiges is dit iets wat ons altyd voorgereed moet wees. Daarom die deel aan die einde, om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. En dis een van die boodskappe van die 2 briewe aan die Tessalonisense, as jy 2 briewe in geheel vat, oor die voorbereiding vir die wederkoms is nie ons moet nou 'n klomp snaakse dinge doen nie, dis ons moet volhard in geloof, hoop en liefde. So as ons dit in gedagte hou, dan lyk dit vir my of hier 'n kaarthuisie is wat baie vinnig in mekaar tuimel oor die wegraping as ons die Bybel lees soos dit vir ons gegee word en natuurlik onder leiding van die Gees. En of julle iets daaroor wil bysê nie? Ek wil graag asseblief, jy weet, die 2 moeilikste tekste dink ek vir ouens wat die wegraping glo, is Matteus 24 en 1 Tessalonisense 4. En die moeilikheid daaraan is, dit lyk tog baie duidelik as jy dit lees, een gaan nog op die land wees, een gaan weggeruk word, of een gaan nie meer daar wees nie. En dan sê Tessalonisense 4, julle gaan weggeruk word skielik, so dis amper asof jy sê, maar kan nie anders glo as om die wegraping te glo nie. Nou wil ek 'n skrifbeginsel, 'n interpretasiebeginsel hier uitlig, oor hoe kan ons weet of hierdie oor die wegraping handel, en soos wat jy tereg sê, Gerry, is dit nie maar net die wederkoms nie, want heeltyd as jy praat jy van die wederkoms, nou, 'n ou wat in die wegraping glo, gaan heeltyd praat van die wegraping. Ja. En dis die groot verskil. Nou die skrifbeginsel wat ek graag wil uitlig is, as jy 'n teorie het, kom ons vat die wegraping as teorie. As jy die wegraping vat, dan maak dit sin as jy daai tekste lees. My vraag is, as jy die wegraping wegneem uit die argument uit, en jy lees die teks sonder die woord wegraping, verander dit die betekenis of nie? Want as dit die betekenis verander, dan kan jy nie in die wegraping glo nie. Ek weet nie of julle hoor wat ek sê nie. Die woord wegraping kom nêrens voor in die Bybel nie. Die enigste plek waar dit voorkom in my gedagte is iewers in Openbaring, maar veral in 1 Tessalonisense 4 vers 16, want die Here self sal die hemel neerdal met 'n geroep met die stem van 'n aartsengel en klank van God. Dan praat hy nou van die opstanding. Iewers daar sê hy sal weggevoer word. Ons het net nou daarna verwys, weggevoer word die hemel in die Here tegemoet. Die lig in die Here tegemoet, daar vers 17. Ja. Yes, nou daai vers 17, die Griekse woord daar is die harpazo, hy gaan ons wegruk soos wat 'n arend jou skielik sy prooi uit die water uitruk, die vis as hy hom vang. Nou, dis die enigste gronde waarop die mense die woord wegraping baseer, Daar die Here sal jou wegruk, en nou kom die teorie van wegraping ewe skielik in, en dan lees jy die Bybel en al die tekste volgens hierdie idee van wegruk in die hemel in skielik. Maar vat daai woord weg, vat die wegraping konsep uit, sit dit net vir 'n oomblik eenkant, en hoor hoe dit klink as jy sê met die wederkoms, as die Here weer kom, dan ewe skielik is daar nie meer so iets soos 'n wegraping nie. Ek beweeg nou bietjie vinnig, ek weet, maar dis die basiese konsep. As jy glo in die wegraping, dan lees jy al die tekste volgens die wegraping. As jy die wegraping uit die weg uitruim, jou teorie maak nog steeds sin as jy die wederkoms daarin sit, wat wel 'n woord is wat die Here baie duidelik maak. Hy kom weer. Dan kan wegraping nie geld nie. Ek weet nie of julle wil reageer nie. Ja, ek wil jou 'n sprisvraag vra. Ons kry ook nie die woord drie-eenheid in die Bybel nie. So moet ons nou Ja, dis 'n goeie, Wel, die teks leer nêrens vir ons in die skrif
dat daar 'n wegraping is nie, nee. Daar's een teks, wel twee tekste nou, nee, Matteus 24, 1 Tessalonisense 4. Die drie eenheid is van Genesis tot Openbaring baie sigbaar duidelik. Ja. So daar is nie so woord nie, jy's reg. Maar om jou hele teorie te bou en dan na die skrif toe te gaan en te gaan lees oor wegraping, is verkeerd om. Dit is agterste voorom. Jy moet eers die teks lees en ontgin dan wat jy weet van die wederkoms en dan lees jy die skrif. Ja, dit was maar 'n baie aspres vraag geweest. Die groot verskil is die Bybel, die Openbaring is vol van die drie enige God teenoor die wegraping wat die mens iewers 'n woordjie of iets kry en dit dan uit my hoek uit lyk dit baie keer of hulle dit dan met 'n hamer wil inslaan totdat dit pas. So jy sou sê ek slaag, Gerry? Dis nie vir my om te sê of jy slaag nie. Jou aspristoets. Maar as ek 'n asprisproffie was, het jy geslaag. Jaco, jy wou gesê? Ja, ek gaan dit gou weer opsit. Ek wil graag ietsie kommentaar lewer oor 1 Tessalonisense 4. Daar's twee dinge wat ek wil sê. Die eerste ding is die ding waarvan ons hier praat, die teologiese konsep waarvan ons hier praat, noem hulle die geheime wegraping. Nou die eerste ding wat ek hier raak sien, dit sê duidelik hierso met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die bassein. So dit en daar's ook duidelike verwysing dat almal dit sal sien. So ek sien nie dat hierdie 'n geheime wegraping is. Baie duidelik dat dit met 'n bassein van 'n aartsengel gepaard gaan en dat dit baie sigbaar sal wees. Dit sal 'n baie groot sigbare gebeurtenis wees. Dit gaan nie 'n geheime stil gebeurtenis wees. Dis die eerste opmerking vanuit vers 16 wat ek wil maak. En dan wil ek bietjie gesels oor hierdie vers 17 met die wolke wegvoer hom tegemoet. Die Engels praat van caught up into the air. Nou een belangrike ding wat ons hier moet verstaan in die konteks is hierdie tegemoet en hoe hierdie woord beteken in die oorspronklike taal. Die konsep wat hier is, die woord wat hier gebruik word, beteken wanneer 'n koning na 'n stad toe kom, dan stuur jy 'n delegasie uit om die koning te gaan ontmoet, om die koning dan te verwelkom terug in die stad in. Dis die woord wat hier gebruik word. So die idee wat ons hier sien is dat met die wederkoms van die Here gaan sy mense hom tegemoet gaan in die lig dan soos dit hier gesê word. Om terug te kom, nie om weg te gaan nie. Die idee is dat die koning gaan ontvang word deur sy mense. Dis wat hierdie woord tegemoet in die oorspronklike taal beteken, wat dit gebruik was in die konteks in die Bybel. Dis soos 'n delegasie wat die koms van die koning, so as jy hoor die koning kom en jy sien die koning daar op die vlak aankom na die kasteel toe, dan is daar 'n delegasie uitgestuur om hierdie koning met blydskap te ontvang in die stad in, nie weg van die stad af. So wat ons hier sien is die tipiese idee met die wederkoms van die Here wat hy terugkom aarde toe om 'n nuwe hemel en aarde te vestig en 'n nuwe koninkryk te vestig. Hy kom nie om ons weg te vat nie. Hy kom om sy nuwe koninkryk te vestig en Christene gaan hom tegemoet in die lig om saam met hom dan verder af te daal en om te ontvang te word in die koninkryk. Dit is die prentjie wat ons uit die skrif uit sien hierso. Ja, dit is baie mooi. Ek net so 'n tree of twee gou teruggee oor die briewe aan die Tessalonisense. Ons moet onthou dit is briewe wat geskryf is. Paulus skryf dit onder leiding van die Gees om dinge aan die gemeente in Tessalonika te leer wat hy nie by kon uitkom terwyl hy by hulle was nie. En dit gaan oor die wederkoms. En dan 1 Tessalonisense 4 gaan dan spesifiek oor 'n vraag wat hulle gehad het. Wat word nou van die mense wat dan voorheen gesterf het teenoor die wat gaan bly lewe tot met die wederkoms? Die mooi is ons moet in hierdie deel geweldige troos sien. Dis nog daar van vers 13 af. Ons moet die mooi troos sien dat in hierdie gedeelte openbaar die Here dan ook daar gaan nog mense wees wat lewe wanneer die wederkoms plaasvind. Hy sal sorg dat sy kerk altyd daar is. En dan kom die troos in die gedeelte dat die mense wat bly lewe of die mense wat al ontslaap het, 'n versagtende vorm vir sterf wat daar gebruik word om ons te herinner, Jesus Christus het die dood oorwin. Die een gaan die ander een nie voor wees. Dit gaan nie beter vir jou, jy gaan nie voor in die ry staan omdat jy bly lewe het of omdat jy al gesterf het wanneer die wederkoms plaasvind nie. Ons almal gaan dan voor die Here wees. Ons gaan opgewek word en verheerlik word. En so en die mooi is, hy sê aan die einde daar, troos mekaar met hierdie woorde. Gelowiges troos mekaar met hierdie. Ons troos mekaar met die evangelie. Ons troos nie mekaar met ons eie storieetjies of idees van wat sou gebeur nie.
Ek wil reageer. Ek dink dit is belangrik wat jy uitlig. Mens moet daai konteks ook in ag neem, nê, van Tessalonisense. As jy net na die eerste deel van hoofstuk 4 kyk, dan sê hy baie duidelik, jy kan baie duidelik agterkom, die gelowiges in Tessalonika was baie bekommerd oor die wat nou al dood is. Gaan hulle dan nou agtergelaat word? Hulle geliefdes. Ek bedoel, gaan hulle in die dood bly? En dan sê Paulus, nee, die eerste gaan hulle gaan mos nou uit die dood uit opstaan en die res gaan tegemoet gaan aan die lig. Dit is waaroor die teksgedeelte dan handel, nee. Maar almal sal saam deel hê aan die wederkoms van Christus. En ek wil nog 'n opmerking maak. Jy weet, baie mense gaan nou terug en sê, maar kyk vir Noag, hy en sy gesin is gered. Hulle het nooit die oordeel gesien nie. Daarom gaan ons ook nie die oordeel sien nie. Ons gaan 'n lekker feesmaal vier in die lig daar saam met die Here. En dit is alles behalwe die waarheid. Want Noag is deel van die eerste 11 hoofstukke van Genesis. Dus dit gaan ook oor die aardsvaders en die ontstaan van God se volk. So God het baie duidelik 'n nuwe begin gemaak daar met sy volk. Maar nêrens anders in die hele Bybel sien ons dat gelowiges ontspring die verdrukking nie. Selfs nie in Matteus 24 sien ons dit nie. Jy het nou gepraat van troos hier aan die einde van Tessalonisense. Wie troos nodig? Dis mense wat in verdrukking is. Dis mense wat deur verdrukking moet gaan. Hoekom moet ons gereed wees, sê Matteus 24, vir die dag van die Here? Natuurlik, want ons weet nie wanneer hy kom nie en ons moet gereed wees om ons lewe nou al so te lewe soos wat dit hom behaag. So dit het niks te doen daarmee dat ons wag vir die dag wat ons weggeruk word, sodat ons net hierdie generasie sal nooit die verdrukking sien nie. Nee, dit is alles behalwe die waarheid. Ons gaan nie verdrukking sien, selfs tot by die wederkoms. En by die wederkoms dan word die kinders van God opgeneem en hy hou hulle vas en hy regverdig hulle daar deur sy bloed. En ek wil gou 'n bietjie spring na Openbaring toe, nê. Selfde daar sien jy. Nêrens sien ons selfs daar dat die bruid van Christus die verdrukking gaan ontspring nie. Daar's gedeeltes in Openbaring wat sê ons is nou saam met die Here in die lig en dan kom ons weer terug na die aarde toe en dan vertel hy weer van al die verdrukking hier op aarde. Maar die boek Openbaring spring so tussen tonele. Ja, dit is nie kronologies nie. Dit is nie kronologies nie. Dit is nie tydsaanduidend nie. Dit is eintlik 'n herspeling van dieselfde tyd. Ek weet nou nie of ek myself weer spreek nie, maar dis amper soos 'n verhaal wat 3 keer afspeel om vir ons te wys hoe dit gaan wees. So dit kan verwarring bring, nê. Dat mense dink, okay, so die gelowiges is in die hemel en die res wat nie wou luister nie, hulle word gestraf hier op aarde en dan sal nou 'n proses van suiwering en as hulle nou hard genoeg werk, dan kan hulle ook deel word van die volk. Dis nou die 144,000 Jode wat nou nie wou luister nie, nê. Jy weet, dis wat die mense sê. Maar dit is alles behalwe die waarheid. Ja, ek dink jy raak 'n belangrike punt oor Openbaring daar. Dit is nie so 'n lyn wat ons moet lees en hier's tyd wat so aangedui word nie. Spesifieke literatuur, Johannes het Openbaring op 'n spesifieke manier geskryf. Ek dink mense kan amper sê soos 'n spiraal wat hy by sekere dinge weer terugkom en dan al hoe meer in diepte. Maar iets wat jy nou gesê het, is vir my 'n vraag wat ek dink agter die idee van die wegraping sit. Is die idee dat God nie lyding of erge lyding of die verdrukking in sy kinders se lewens gebruik nie. Wat is ons ander dele van die Bybel sou lees, as jy 1 Petrus lees, Jakobus 1, noem maar 'n paar op, waar ons selfs Daniel, né? Selfs Daniel, dat die Here die vervolging en die moeilike dinge in sy kinders se lewens gebruik om ons geloof te suiwer, ons gereed te maak vir die ewigheid. So ek dink dit is een van die groot goed wat my vrae laat ontstaan oor die leer van die wegraping. Want dit ontken dat God in beheer is van ons lyding ook. Ek wil net byvoeg, Jaco, ekskuus. Jy weet, as jy dink die leer oor die wegraping het, ek dink in 1804 eers ontstaan. Jy weet, en mense soos Mary Kate Baxter en daai ouens, wat hulle boeke begin skryf het. Ek bedoel, vir die eerste 18 eeue is daar nie so iets nie. 18 eeue, ja, 1800 jaar, nee, is daar niks soos dit gewees nie. So, ewe skielik is daar wegraping en almal glo dit. Ja, skus Jaco. Nee, ek wil net 'n kommentaar lewer op julle idee of praatjie oor die hele
leidingsstorie, jy weet, baie van die wegraping teorie word ook op Openbaring 3 vers 10 gebaseer, wat sê, omdat jy die woord van my leidsaamheid bewaar het, sal ek jou bewaar van die uur van beproewing wat oor die wêreld kom. En weer eens, mens met daai gedeelte in konteks lees van die spesifieke kerk waarvoor het geskryf was, en waar daarna verwys word. Dit verwys nie noodwendig na 'n spesifieke ver toekomstige spesiale 7 jaar periode waar daar vreeslike verdrukking sal wees nie. Ek meen, daai verhaal gaan in konteks oor wat met daai kerk gebeur, en mens moet kyk, in die boek Openbaring ook, begin met wat nou sal gebeur. So heel moontlik was daai vers gewys in konteks wat met daai spesifieke kerk sou gebeur, en die lydsaamheid wat hulle sou deurgaan, en dit beteken ook nie hulle sal daarvan gespaar word, dit beteken hulle sal daar deurgeneem gewees het. So mense moet, jy weet, dit is baie belangrik dat jy kan nie daai vers net daar uittrek en die konteks van die kerk vir wie dit geskryf was ignoreer nie. En ek dink Gerrie, jy het verwys na Petrus wat sê 1 Petrus 4 vers 12 wat sê ons sal groot verdrukking deurgaan, en dit is ten doel vir ons heiligmaking en ten doel vir die kerk suiwering ook. En Jesus homself het gesê, julle gaan baie verdrukking ervaar, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. En ek dink daar na daai eerste paar groot vervolgings daar in Handelinge, toe die apostels uit die stad gesleep en gestenig is en hulle terugkom by die kerk, sê hulle vir die kerk, ons moet baie erge verdrukking verdeurgaan voordat ons die koninkryk sal ingaan. En ek dink my laaste opmerking, ons het dit in die vorige episode genoem, Gerrie, toe ons die 1000-jarige vrederyk opgeneem het. As ons na die hele Bybel kyk, en veral na die Nuwe Testament se model kyk, wat die apostels geleer het en wat Jesus gepraat het, is die konstante taal hierdie era en die era wat kom. So ons sien nie 'n twee wederkomste of 'n twee situasie van 'n wegraping en dan 'n wederkoms nie. Die teks, die konstante boodskap van die Nuwe Testament is die hele tyd een koms wat 'n verskeiding is tussen hierdie era waarin ons nou bevind, hierdie sondige era, hierdie era waar mense gaan doodgaan en trou en procreate, soos die Engels sê, en die era wat kom, wat dan gekenmerk sal wees deur sondeloosheid, deur volmaaktheid, deur geen dood en geen voortplanting nie. Daar's nie hierdie verskillende modelle waar daar 'n wegraping kom, dan 'n klomp dinge met iets in die middel van die wegraping en dan 'n wederkoms en dan 'n lang 1000 jaar en dan die oordeel nie. Die model van die Bybel is eintlik verskriklik eenvoudig, dit is nie so kompleks nie. En daar is nie 'n wegraping konsep daar binne in nie. Die Bybel praat heeltyd van die dag van die Here. Hierdie een dag, verskriklike dag van die Here wat gaan kom, wat skeiding gaan bring tussen hierdie genadetyd waarin ons nou bevind en die toekomstige ewige tyd wat gaan kom. Ja. Ek wil byvoeg by wat jy sê, Jaco, die ouens wat in die wegraping glo het teenvoeter, nê. Hulle praat van so hulle vat die Daniël tydperk en dan vat hulle Openbaring die 7 jaar en praat hulle van 'n 3,5 jaar verdrukking en dan die groot verdrukking. So hulle sal sê die eerste 3,5 jaar, ja, ons gaan verdrukking ly. Ek bedoel hulle erken dit, hulle stem saam, maar nie die groot verdrukking. Dit gaan erg wees, maar nie so erg nie. Erg, maar nie so erg nie, nee. Dit is eintlik baie hartseer om so te dink, nee. Maar weer eens sê ek wat ek aan die begin gesê het, jy lees in die teks in, jy vat Daniël, jy plak hom bo oor Openbaring en jy bou 'n teorie rondom die boek Openbaring met tydlyne wat jy rondgooi. Hulle vat byvoorbeeld die eerste 3 hoofstukke en omdat die eerste 3 hoofstukke ander literatuurgenre is, nê, is meer briewe en dan kom die Apokalips eintlik. Sal hulle dan tipies sê, maar kyk, hierdie 7 gemeentes stel 7 tydperke voor en ons is die laaste gemeente, Laodicea, die genade tydperk en die Here is nou nog genadig oor ons, so ons is in verdrukking dalk nou, maar nog nie groot verdrukking nie. Dan gaan die wegraping kom en dan gaan die wederkoms na die laaste 3,5 jaar kom en dan gaan die Here finaal alles nou kom regmaak wat verkeerd was. Nou, so hulle erken, daar's so iets soos 'n verdrukking. Maar wat ek by wil sê is, en ek gaan weer herhaal, ek weet ek klink dalk nie duidelik hieroor nie, maar dit is baie belangrik om te weet, die teorie wat jy gebou het vir jouself, as jy in die wegraping glo, nê. Vat die teorie net vir 'n oomblik weg en kyk of dit nog steeds kan staande bly, as jy die Bybel net so lees met die wederkoms. Want dan beteken dit, jou teorie is 'n byvoeging, dit is nie wat die skrif eintlik sê nie. En dan wil ek net 'n tweede opmerking maak en sê, weet, die ouens wat in die wegraping glo,
is eintlik 'n valse vrede wat hulle vir hulle self aan vashou, nê. Ons het nou verdrukking, maar ons wil asseblief net nie die groot verdrukking hê nie. Dit is 'n valse, ek wil sê eintlik 'n valse troos, nê. Daar's 'n groter troos as dit. Ons kan reg deur ons verdrukking, selfs deur die groot verdrukking, as daar so iets sou wees vir ons, dan kan ons vashou aan ons Here Jesus Christus, want soos ons nou gelees het, hy het opgestaan uit die dood, en dit is waarin ons hoop lê, dis waarin ons troos lê. Ons troos lê nie daarin dat ons 'n feesmaal nou gaan hê, terwyl die res van die wêreld gaan suffer hieronder nie. Dis glad nie hoe dit is nie, dit was nog nooit so in die hele skrif nie, ek sien dit nêrens nie. Ja, so ons troos lê nie in iets nie, maar in iemand. Presies. Ons Here wat regeer en ons bewaar. Daai deel in Openbaring 3 wat jy na verwys het, Jaco, hy hou ons veilig. Ons mos nie nodig om bewaar te word as dinge lekker en maklik die hele tyd gaan nie. Ek weet nou wie een van julle nog iets wil bysê of so nie. Dan is daarna, dan sal ek net vir ons, ek wil graag vir ons daai deel in 1 Tessalonisense 5 ook lees voor ons afsluit. Ek dink ek wil maar net sê, mens kan baie daar gesels en my laaste opmerking is, ek was self voorstander van die wegraping, omdat ek so geleer is, en dit was vir my geweldige skok, en ek het geweldige teenkanting gehad, en toe daar is nie so iets soos wegraping nie. Daar is net so iets soos 'n wederkoms. Nou wat ek daarby wil sê is, dit vat nogal baie diep aan 'n ou se kern, as jy jou hele teologie gebou het rondom dit, en jy dink, maar dit is hoe dit moet wees, en nou kom sê ou, dit is nie so nie, so jy gaan aanvallerig wees. Maar die punt wat ek maak is, ek wat nou so geglo het op 'n stadium in my lewe, mens moet werklik waar net geduld hê met mense, en mens hoef nie te beklei daaroor nie, want op die ou einde is dit so, ons moet eer gee aan God, en hy gaan weer kom. So ons kan ten minste saamstem oor die wederkoms, nê. Alhoewel die wegraping het 'n paar probleme in daardie teorieë lees in die skrif in, sowel as die feit dat met die wegraping hou jy vir jouself 'n valse troos, en dit kom voor asof jy bevrees is vir verdrukking, en asof jy jou eie huil moet uitwerk. So, en dit hoef ons nie te doen nie, want die skrif is tog duidelik daaroor. Dis my laaste opmerking gewees. Ja, daai is so belangrik om te onthou. Ons gaan nie iemand oortuig deur met hulle te beklei nie. Ja. Ons getuig, ons gesels, die Heilige Gees doen die oortuigingswerk. Ja. Jaco? Ja, Gerrie, ek dink my laaste gedagte sal wees, ons moet ons fokus op die regte plek plaas, en ons fokus moet wees op Jesus se koningsheerskappy nou. Jesus het reeds oorwin. Daar's nie 'n tydperk waar Jesus nog moet oorwin en gaan oorwin nie. Jesus Christus het klaar oorwin. Hy het gesê, ek het die Satan soos 'n bliksemstraal uit die hemel sien val, wat met verwysing na sy kruisiging, sy opstanding en sy hemelvaart. En Satan is oorwin, en hy is op 'n kort ketting. Sy werk is gebaseer op die soewereine raadsplan van God, en nie op 'n vrye ketting, lang ketting waar hy kan maak sy wil nie. Ons gaan groot verdrukking ervaar. Daar was massiewe verdrukking in die eerste paar eeue. Christene is vergeteer en verbrand. Ek wonder of ons al sulke tye weer gesien het na die tyd van Nero, met die val van Jerusalem in 77 AD. So ek dink wat ek probeer sê is, daar was al baie erge tye. Ons het nog nie weer die tye gesien, in my opinie, wat in die donker eeue aan die gang was, wat in die vroeë eerste paar eeue aan die gang was. En daai was erge tye. As ons daai goed lees in die kerkgeskiedenis, dit was massief. Daar gaan nog sulke moeilike tye kom, en daar gaan nog vele antichriste wees. Daar gaan nie hierdie een supernatural monster weer dit gaan rondloop nie. Daar gaan baie mense soos die Hitlers ensovoorts wees nog. En daar gaan 'n finale bose een wees. Maar die Here het klaar oorwin. Die Bybel sê, hy sit op sy troon en hy heers te midde van sy vyande, en hulle is onder sy voete. Die Here sit in wysheid en heers. Ek dink dit is waar Christene hulle fokus moet plaas. Ons moet nie, en ek wil wat ek nou sê met baie respek gaan sê, maar het voel vir my partykeer dat dispensasie teologie gefokus op 'n tipe van 'n defeatism, as 'n Engels woord kan gebruik, teologie. Dat daar is nog hierdie stryd en die bekleierery, en daar moet nog 'n groterige oorlog wees, en daar gaan nog, dis heeltyd hierdie gestryery. Ek sien in die Bybel dat die Here Jesus oorwin het. En Christene met hoop, ons kyk na 'n opgestane Here wat op die troon sit en heers, en dis waar ons fokus moet plaas. En ons verwag vanuit die hemele 'n oorwinnende koning wat reeds oorwin het. En ek dink dit is wat ons nou moet fokus, eerder as om te vrees vir wanneer gebeur al hierdie klomp verskillende goede
wat meer vrees by mense bring as wat dit beklemtoon die heerskappy van die Here Jesus Christus. Ja. Ek wil nou vir ons daardie paar verse uit 1 Tessalonisense 5 lees, vers 1 tot vers 8. Oor die tyd en omstandigheid wanneer hierdie dinge sal gebeur, is dit nie nodig om aan julle te skryf nie, broers. Julle weet self maar al te goed dat die dag van die Here onverwags kom soos 'n dief in die nag. Wanneer die mense sê alles is rustig en veilig, sal die ondergang hulle skielik oorval soos geboortepyne 'n swanger vrou en niemand sal ontkom nie. Maar broers, julle leef nie in die duisternis nie. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. Die wat slaap is van die nag, die wat hulle dronk drink is van die nag, maar ons wat van die dag is, moet nugter wees. Ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm. Dis hoe ons as gelowiges lewe en ons voorberei vir die wederkoms deur in geloof, hoop en liefde te groei. Nou, ek is baie dankbaar vir almal wat saam luister na hierdie episode en ek wil tog vir almal mooi vra om 'n punt daarvan te maak om die hele reeks te luister. Dinge wat ons in die episodes noem, verwys terug na dinge wat in voorheen genoem is, om 'n geheel beeld te kry van die eskatologie, die leer oor die laaste dinge. So baie dankie dat jy na hierdie episode oor die eskatologie geluister het, wat oor die wegraping gaan. Dankie ook aan al ons luisteraars wat aktief betrokke is in die verspreiding van ons episodes. Radio Skriptura word reg oor die land en selfs in ander dele van die wêreld geluister. En deel asseblief ook hierdie episode met ander en help ons om op hierdie manier die evangelie te versprei. Kom gesels ook gerus verder saam met ons oor hierdie episode op ons webblad of op ons sosiale media platforms. Net 'n herinnering, ons webblad is www.skriptura.co.za. Onthou, ons het elke week 'n nuwe Radio Skriptura episode en aan die einde van die maand het ons 'n perspektief episode ook, waarin ons die maand se nuusgebeure in 'n Bybelse perspektief plaas. Kom luister weer volgende week saam. Totsiens.